Gefokus op die verskil tussen godsdienst en seremoniële godsdienst. Hierdie is ons 5de praatjie, en in hierdie praatjie kyk ons spesifiek na spirituele leiers se toertjie dolfyntjies. Ons is besig met Kolossense 2. Ek wil vir u weer die vers 17 lees, maar dan die res, sodat ons na hierdie saak kan kyk, hoe word jy toertjie dolfyntjie? Kom ons kyk 'n bietjie. Kolossense 2 vers 17 sê, dis alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Alles seremoniële godsdienst, dis 'n skaduwee. Die werklike godsdienst, God wat werklik is en ons wat werklik is Christus. En dan gee hy 'n verduideliking van vers 20 wat so klink: julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Met hierdie woorde, wettiese godsdienstige reëls, is dit al die voorskrifte van alle seremoniële godsdienst. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan die wêreld behoort? Seremoniële godsdienst is 'n wêreldse godsdienst. Waarom gehoorsaam julle allerlei voorskrifte soos, hieraan mag jy nie vat nie, daarin mag jy jou mond nie sit nie, daarin mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan is maar net, en dan die belangrike woorde, seremoniële wet is maar net die leerstellings en gebooie van mense. Met hierdie kontras, God se gebooie teenoor gebooie en leerstellings van mense. Dan kry jy 'n pragtige beskrywing van die vrome en die geestelike vertonerigheid van spirituele seremonies. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danigheid, nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van sondige drifte nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Die vorige keer het ons gekyk na, ons is gelowiges is die Here se dolfyntjies en die see saam met hom in die werklikheid van wie hy is, wie ek is en wat die lewe is. Spirituele leiers met seremonies is met iets anders te besig. Hier word dit genoem gebooie en leerstellings van mense met 'n selfgemaakte godsdienst. Die voorbeeld klink so: spirituele leiers se aanhangers, se disippels, se volgelinge, die woorde wat hulle in die kerk gebruik in die protestantisme, is eintlik maar net dolfyntjies in 'n akwarium. Hoe werk dit? Wat is die verskil tussen 'n dolfyntjie in die see en 'n dolfyntjie in 'n akwarium? Die eerste een is, jy moet hom vang en van sy ouers bevreem. Jy moet hom wegvat van die ouers en jy moet hom isoleer in die eensaamheid van 'n akwarium wat niks met die werklike lewe te doen het. Jy moet hom gevang hou. En wat doen jy dan? En dan leer jy hom toertjie. Dis wat in 'n akwarium gebeur. Hierdie dolfyntjie moet nou swem en dan moet hy op sy stert gaan staan en hy moet sy vinne klap en dan klap almal vir hom hande en as hy klaar is dan gee sy afrigter vir hom 'n visie. Of hy word geleer om op sy rug te swem sodat almal weer vir hom hande klap en sodat almal weer oe en a kan sê en verwondering is oor hierdie toertjie wat hy gedoen het en dan kry hy weer 'n visie. En as hy nie sy toertjie doen nie, dan kry hy nie sy visie nie. Seremoniële godsdienst is toertjie godsdienst. Dit is om 'n gelowige te vang, van Christus te vervreem, in isolasie van Christus, en dan om sulke mense te dissiplineer en te oefen, af te rig, te treiter met spirituele oefeninge wat totaal 'n nuttelose godsdienst is. Vat 'n bietjie nou die dolfyntjie in die see. As jy luister na die roep van die ouer, dan leer jy hom te lewe, te swem en te beweeg
en te wees wat jy moet wees. Wat help die toertjies van 'n aquarium dolfyntjie? 'n Dolfyntjie vir die regte lewe. En daarom moet jy hoor, 'n selfgemaakte godsdiens met menslike reëls wat absoluut niks met God, met die regte lewe en met jou regte bedoeling te doen het. Wat is hierdie toertjies wat die geestelike leiers invoer as deel van die seremoniële godsdienst? Deesdae, ons is op pad na Paasfees en dan is hulle amper op hulle beste, dan is dit palms. Die kinders moet in 'n kerk palm swaai, asof die Here in die kerk aankom. Asof die Here nie daar was. Dan moet die mense voor in die kerk kom staan en laasjaar se palms wat gebrand is, moet die spirituele leier vir hulle askruisie op die kop sit. Bietjie olietjies sal. Die waterspeletjies is deesdae onuitputlik, soos hulle dit uitdruk. Voor jy in die kerk inloop, moet jy met jou voete in 'n wasbaadjie dit, dat jy kan onthou jy is gedoop. Voor die belydenis van geloof aflê, moet jy met jou hande in die water vroetel, dat jy kon onthou jy is gedoop. Ander vat hulle swembaddens toe. As 'n synode vergadering hou, dan moet die lede in die vergadering mekaar met watertjies op die kop tap en sê, ek's lief vir jou, en dan moet jy dit beleef as 'n innige belewenis met Jesus Christus. Kruisspeletjies. Kruis in die kerk, kruis op die bil, kruis met 'n papiertjie op, kruis. Wat is dit? Wat leer jy 'n kind as jy hom leer om sy voete in die water te sit voor hy in die kerk? Dis 'n toertjie. Dis net 'n spirituele toertjie waarvoor almal vir jou gaan hande klap en waarvoor die spirituele dominee vir jou visie gaan gee. Dit het absoluut niks te doen met die werklikheid van Christus. Jy kan net in so 'n godsdienst betrokke raak buite Christus. Want daarom word dit genoem, dis 'n skyn van wysheid. Dis wysheid, slim, dis slim uitgedink, slim gedoen, slim, maar dis 'n skyn van wysheid, dis nie regte wysheid. Wysheid is Christus, geloof in Christus en diens aan Christus. Dit is godsdienst. Ons is hier in die kerk met godsdienst besig, ons kry godsdienst, ons kry belewennisse van niks, ons kry ervarings van niks, want God is nie daarmee besig nie. Maar, en daarom is dit selfgemaakte belewennisse, selfgemaakte ervarings. Maar dis niks. Dis nederig, almal stap nederig met die Jesus kruis, almal kom sit nederig vir die askruisie, maar is danige nederigheid, want dit het niks met 10 gebooie te doen. Nederigheid is om te luister wat die Here vir jou sê. Nederigheid is om te glo dat jy sonder sonde is as die Here vir jou sê. En daarom sit dit danige nederigheid. Dis 'n streng beheersing. Ek kan vir 10 minute op my knie sit en wag vir die kruisie, maar dit het niks te doen met die beheersing van begeertes. En daarom moet ons kan fokus. As jy die Here se dolfyntjie, hoor jy sy evangelie, hoor jy sy wet, swem jy saam met hom in die werklike lewe. Of is jy die kerk se aquarium dolfyntjie, besig met die toertjies van geestelike leiers, en klap ons hande vir die kleintjies wat die visie kry, die beloningkie kry, die erkenning kry, as 'n of ander simpel ritueel in die kerk uitgevoer. Baie dankie.